Goeiemôre broers en susters, dis vir my weer lekker om hier by julle te wees vanoggend, om die woord aan julle te bedien, wat die Here vir my deurgegee het. Ek wil julle vanoggend groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Mag daar vir julle almal genade, barmhartigheid en vrede in oorvloed wees. Amen. Ek wil vra dat julle solank net die woord sal oopmaak by Levitikus 10. Die tema vanoggend is God wreed in die Ou Testament. Dit is die tema wat ons vanoggend gaan aanpak. En ek wil hê vanoggend, as julle die papiertjie ontvang het, teks van herdenking, Jesaja 6 vers 3. Hierdie is die lens waaruit ons vanoggend gaan lees. Ek wil hom net vir julle lees hier. En die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. As julle by Levitikus 10 oopgemaak het, kom ons sluit die oë en kom ons vertrou dat die Here sy werk sal doen vanoggend in hierdie erediens. Here, baie dankie vir elkeen wat vanoggend opgedaag het. Dankie vir die boodskap wat uitgestuur gaan word, Here, sodat die mense vanoggend 'n gedeelte van u karakter kan sien. Here, hierdie is 'n gewigtige tema. Here, dit is 'n tema wat vreeslik baie mense laat weier om die Ou Testament te lees. Here, ek wil kom vra dat u groot sal maak in hierdie boodskap. Here, lei my om reg te spreek vanoggend. Versterk my. En Here, dat net u woord vanoggend gespreek sal word. Ons wil u waarlik om loof en prys. Mag dieselfde Gees wat hierdie woord geïnspireer het, dieselfde Gees sal wees wat dit vir ons vanoggend sal oopdra. Ons bid dit in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Met die voorbereiding van hierdie teks, ek moet vir julle sê, dit is nogals iets wat jou hart klop. Want jy kry aanvalle van ateïste rondom hierdie tema. Jy word opgeskree, soms opgevloek, want hoe kan jy so God dien? Toe ek 2013 tot bekering gekom het, het ek besef dat die God met wie ek te doen het, is die enige waaragtige God. Daar is geen God soos hy nie. En ek was so honger gewees vir die skrif. Ek kon nie help as om net deur te blaai en hierdie God te leer ken nie. En soos wat ek deurgaan, kom ek op stukke, soos wat ons vanoggend gaan lees, wat my bietjie ongemaklik maak. Ek weet nie wat om met dit te doen nie. Nou, as 'n jong gelowige was dit vir my 'n struikelblok gewees. En ek is seker, soos ons hier deurgaan, gaan dit vir jou ook ongemaklik laat voel. En een ding wat ek besef, dat soos ons die karakter van God deurgaan, mense minag God se karakter. Veral in hierdie generasie. As jy na iemand toe stap en jy vra vir hulle, vertel my 'n bietjie van God. Jy gaan jou moontlik die eerste antwoord kry, wel God is liefde. Jy's reg, ja. God is liefde. Dit is hy. Wat kan jy vir my nog meer van hom vertel? Nee, ek weet net hy's liefde. Dis die God wat ek voorlief is. OK. Vra ander mense, hy's 'n genadige God. Dit is hy ook. Maar dit verstom my dat party mense se kennis net tot so ver strek rondom God se karakter. Is dit al wat jy van God ken? Is dat hy net liefde is? Is dat hy net genadig is? Wat van dat hy regverdig is? Wat van dat hy toornig is en dat hy sonde haat? Wat van dit? Nee, ek hou nie van dit nie. Dis die goeters wat my ongemaklik laat voel.
En as daar een ding is, wat ons moet besef, wat God is, en wat hom meer laat uitstaan, as enige iets anderste, is dat hy is 3 maal heilig. Hy is heilig, en ek wil hê julle moet hierdie vashou langs aan julle, en heeltyd dink aan hierdie, soos ons hierdie teks deur gaan. En my doel wat ek wil bereik is, ek wil julle net na 3 plekke toe vat vanoggend in die Ou Testament. 3 plekke, ons gaan nie by alles kan uitkom nie, en ek gaan ook nie elke storie in die Ou Testament vir julle kan deurgee nie, want ons tyd is beperk, maar ek wil julle wys, hoekom God sekere goeders doen, wat hy gedoen het. Hoekom het hy sekere opdragte gegee, soos wat hy gegee het. Maar onthou, hy is heilig. En miskien het jy al 'n bietjie gewonder oor hierdie karakter van hom. Hoekom heilig? Hoekom juis heilig? Die eienskap van God dat hy heilig is, 3 maal heilig is, wys vir ons dat sy teenwoordigheid alleen moet ons laat sidder. Hierdie karakter van God is dat hy nooit verkeerd is nie. Hy haat wat verkeerd is. Geen onrein ding kan in sy teenwoordigheid regtig staande bly nie. Ons vertaling vir sy heiligheid kom vanaf die Hebreëse woord kadosh, wat beteken om af te sny. Om heilig te wees beteken om afgesny te wees, om heeltemal anders te wees. Jy is in 'n klas van jou eie. Niemand is soos hy nie. Dit het 'n onderskei van iets wat al was en wat nog gaan wees, en jy's nog ver verby dit. Kadosh beteken 'n tweede ding ook, dat om heilig te wees beteken om heeltemal moreel rein te wees, heeltyd en op elke manier moontlik. God is rein. Ons het toe ons die Openbaring boodskap gedoen het, waar ons gesien het dat Jesus Christus is die regter, dat die wit troon selfs rein is, en die enetjie wat die regter is, Jesus Christus, is selfs rein. Niks vuil gaan uit sy mond uitkom nie. Sy karakter is nie korrup nie. Hy staan vir alles wat reg is. Hy praat nie vuil nie. Hy is gees. Hy is alomteenwoordig. Hy het krag. Sy woord het krag. Die woord het so krag dat hy 'n heelal in bestaan ingespreek het. Sy woord het so krag dat hy 'n dooie man uitroep, Lazarus, kom uit. En die oomblik toe hy gespreek het, wat het gebeur? Daar's 'n hartklop. Die asem van die Here is ingeblaas in Lazarus. Sy hart begin klop, hy kan weer dink, hy kan weer sien, sy bloed vloei soos wat dit moet, want die Here het gespreek. Dit is die God wat spreek en die see skei. Dit is die God wat alles kan begin en eindig deur net 'n woord te spreek. Kan jy dink as hy moet fisies raak? Jy sal sidder voor die aangesig van hierdie heilige God. Hy is so heilig dat wanneer ons na hom verwys ons na hom met 'n hoofletter. Ons durf hom nie klein maak nie. Ek wil julle 'n aanhaling gee in verband rondom sy heiligheid. Omdat God anders is as ons, probeer ons hom altyd op ons standaarde beskryf. As daar negatiewe goeters is, probeer ons hom regstel op ons aspekte. Die negatiewe kant van mense is dat wanneer hulle God probeer op hulle standaarde oordeel, is dit volgens menslike standaarde. En dan beskou ons hom as wreed. Dan maak ons hom die verkeerde een. Ons het vanoggend daarso in die konsistorie bietjie gepraat daaroor. Gaan vra 'n bietjie vir mense, hoe voel hulle oor hierdie goed? Ek hou nie van dit nie. Dis 'n wrede God. Miskien sit jy hier vanoggend en jy worstel met daai ding en dink self dat God is dalk wreed. En een ding wat ons moet weet, en dit moet by
elkeen van ons al opgekom het, is dat as ons die Ou Testament lees, het jy al ongemaklik geraak oor hoe God dinge doen? Het jy al ongemaklik geraak hierso? Jy moes. Ons sal self sien, Dawid het ongemaklik geraak. Baie verwerp die Ou Testament reeds omdat God sekere goeders net anders doen. Hy het mense laat doodmaak. En hoe maak ons harmonie met hierdie goed? Hoe benader ons dit? Soos ek genoem het, ons benader dit met die lens van sy heiligheid. Ek gaan julle na 3 insidente toe vat. Die eerste insident is met Aaron se seuns. Die tweede een is die ark wat gaan haal was. En die laaste een is dat manne, vroue en kinders deur die opdrag van God doodgemaak is. Hoe harmoniseer ons dit? Want dit klink net te wreed. Ons begin by die eerste een. Ek wil julle met by Levitikus 10 oopmaak. Aaron was die hoërpriester en sy seuns was ook priesters in diens van die Here. Nou julle, dit is nogals redelik iets om oor trots te wees. Kan jy dink jy's die hoëpriesters en jou seuns wil saam priesters wees? Dis soos 'n pa wat 'n predikant is en hy hoor dat sy 2 seuns ook predikante wil wees, want die voetstappe wat hy gevolg het, die seuns dit ook wil volg. Dit is die grootste blydskap wat jy kan kry as 'n predikant. Maar kom ons lees vers 1 en 2. Ek wil hê julle moet baie mooi saam met my volg wat hier gebeur. Vers 1. En die seuns van Aaron, Nadab en Abihu, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring, wat hy hulle nie beveel het nie. Daarop het die vuur van die aangesig van die Here uitgegaan en hulle verteer en hulle het gesterwe voor die aangesig van die Here. Nou mense dink, joh, kon God net nie bietjie genade gewees het teenoor hierdie seuns van Aaron nie? Maar nee. As daar enige 2 mense was in die wildernis wat 'n baie nabye verhouding gehad het met die Here, was dit Moses en Aaron. Vir een oortreding voor die altaar het God vinnig en geweldig opgetree. Hy wis hulle op die plek uit. Ek meen, dis nie asof hulle prostituie daar voor die altaar laat dans het nie. Dis nie asof hy hulle soos die ander kulte vreemde offers, kinderoffers voor hulle altare gedoen het nie. Dit was net 'n vreemde vuur. Al wat hulle net gedoen het was daai vreemde vuur te maak. En ons weet nie presies hoe lyk daai vreemde vuur wat hulle gemaak het nie, maar ons kan dit sê, dit was nie 'n ongeluk gewees nie. Nou, hoe het Aaron hierdie gebeurtenis hanteer? Heel moontlik soos ons ook. Ek vermoed hy sou kwaad gewees het. Ek dink hy sou baie seer gehad het. Ek meen, dit was die enigste familie wat hierdie man nog ooit oorgehad het, is sy 2 seuns. Hulle het gelewe vir God. Hulle was in diens van die Here gewees. Sy seuns het in sy voetspore gegaan. Dis 'n familiesaak die. En wat kry hy uit dit uit? 2 verteerde seuns dood voor die altaar. Aaron hardloop toe na Moses toe. Dis asof Aaron vir die Here wil sê, "Oké, ek gaan oor jou vertel. Ek gaan na Moses toe hardloop. Ek gaan vir hom sê wat jy gedoen het." Nou kyk wat gebeur. Hy gaan na Moses toe, vers 3. Toe sê Moses vir Aaron, "Dit is dit wat die Here gespreek het deur te sê, en die wat naby my is, wil ek my as die heilige laat ken, en voor die oë van die hele volk wil ek my verheerlik." Moses het hom die antwoord gegee. Hy het hom herinner aan hulle inhuldiging as priesters. Hulle was geroep om apart gesit te word, om 'n spesifieke doel te doen met spesifieke goed wat hulle moet doen en dit reg te doen. Hulle het die voorreg gehad om in diens te staan voor die heilige God.
Alles in daardie tabernakel, alles in daai hele plek was op die fynste detail deurgegee deur God. Niks anderste sou aanvaarbaar geword het nie. Dis presies gedoen soos wat God gevra het. Daar was glad nie onduidelikheid in God se opdragte nie. Niks. En God het gespreek, ek wil hê julle moet kyk daar in Eksodus 30, vers 9 tot 10. Julle mag daarop geen vreemde reukwerk of brandoffer of spysoffer bring nie. Julle mag ook geen drankoffer daarop uitgiet nie. En Aaron moet eenmaal in die jaar aan die horings daarvan versoening doen. Met die bloed van die sondoffer van versoening moet hy eenmaal in die jaar daarvoor versoening doen vir julle geslagte. Hoog heilig is dit aan die Here. Hoog heilig is dit aan die Here. Dis duidelik. Die sake van die altaar en wat daarop geoffer word, is verklaar deur God as hoog heilig. Die twee seuns van Aaron het vreemde vure voor die Here gebring. Hulle het presies gedoen wat hy gevra het om nie te doen nie. Dit is rebels. Dis arrogant teenoor die Here. Hulle het oneer in 'n heilige plek gedoen. Sy oordeel was vinnig en sy verklaring was duidelik aan Moses. Kyk wat sê hy, ek wil my as die heilige laat ken en voor die oë van die hele volk wil ek my verheerlik. Het God dit gedoen op daai oomblik? Ja, hy het gesê hy gaan dit doen. Maar die slotsom van daardie hele gedeelte is kyk na Aaron. Toe hy wou gaan klik het, toe hy wou gaan praat het met Moses, en Moses het gepraat oor die woord van die Here, wat die Here reeds gesê het, kyk wat is Aaron se reaksie. Dis op die laaste gedeelte in vers 3. Maar Aaron het stil gebly. Hy het stil gebly. Wat anders kon hy doen? Die bewyse is ingedien. Hulle was ongehoorsaam gewees teenoor die Here, teenoor sy duidelike instruksies. Hulle het gedoen wat hulle wil. God het gereageer, hy het hulle uitgewis op die plek. Wat plaasgevind het, was geregtigheid. Aaron was stil. Daar was niks onduidelik gewees nie. En hy het geen verduideliking gehad nie. Was God wreed gewees deur dit te doen? Nee. Was sy instruksies duidelik gewees aan hulle dat hulle dit nie moet doen nie? Ja. Het hulle vir hom geluister? Nee. Dit moet ons nie deurmekaar maak nie. Inteendeel, dit moet ons laat sidder, want ons kom vandag weg met baie goed. Ons kom weg met baie goed vandag. Ons gaan bietjie daarna ook kyk later. So maak ons vrede met hierdie stuk rondom God se heiligheid. Genesis 18 vers 25. Sal die regter van die ganse aarde geen reg doen nie? Gaan hy nie die reg laat geskied nie? Gaan hy nie hou by sy woord nie? Sy geregtigheid is nooit onregverdig nie. Dit is nie onduidelik nie en dit is nie onmoontlik. Dit is onmoontlik vir God om onregverdig te wees. Want sy geregtigheid is heilig, heilig, heilig. Kom ons gaan na die tweede insident toe. Julle kan na 1 Kronieke 13 toe blaai so lank. Dawid het net koning geword. En die belangrikste goed het hy eers begin doen. Wat wou hy gehad het? Hy wou gehad het die ark moes gaan haal word. Bring die ark, laat dit terugkom na ons toe. Die Filistyne het die verbondsark gesteel na hulle Israel oorwin het destyds. En hulle het die verbondsark gesteel en dit het 'n groot roete gedoen vir jare lank. Was daai ark weg van hulle gewees. En dit was ook gesê dat toe die ark weg was, was die teenwoordigheid van die Here nie meer in Israel nie. Ek dink hulle het dit gevoel. So Dawid besluit 1 Kronieke 13 vers 3 en 4. En laat ons die ark van ons God na ons toe oorbring, want in die dae van Saul het ons daar nie na gevra nie. Toe sê die hele vergadering dat hulle so moes doen, want die saak was reg in die oë
van die hele volk. Die hele volk het saamgestem, ja, laat die teenwoordigheid van die Here terugkom na ons toe. In die verbondsark wat hulle toe nou gekry het, dit was so gemaak, in die ark was daar 4 ringe gewees op elke hoek, sodat daar groot pale deurgedruk word om dit te dra. Dit was die doel vir hulle gewees. En Dawid gee instruksie vir hulle om dit te gaan kry. Vers 7 tot 11 van 1 Kronieke 13. En hulle die ark van God op 'n nuwe wa vervoer. Luister mooi. Hulle die ark van God op 'n nuwe wa vervoer. Uit die huis van Abinadab en Usa en Ahio het die wa gedrywe. En Dawid en die hele Israel het voor die aangesig van God met alle mag gespeel, sowel met liedere as met siters en harpe en tamboeryne en simbale en trompette. Toe hulle by die dorsvloer van Kidon kom, het Usa sy hand uitgesteek om die ark vas te hou, want die osse het gestruikel. Daarop het die toorn van die Here ontvlam teen Usa, en hy het hom getref, omdat hy sy hand na die ark uitgesteek het, sodat hy daar voor die aangesig van die Here gesterf het. Hoor mooi Dawid se reaksie, en Dawid het ontroer geword, omdat die Here 'n skeer aan Usa geskeur het. As dit vir Dawid omgekrap het wat daar gestaan het, hoeveel te meer nie die skeptiese leser nie, wat nie die Ou Testament ken nie. Ek meen, dit is moeilik om deur Kidon te beweeg. Dis modder, dis water, die osse struikel. Wat was Usa se eerste reaksie? Keer die ark, dat hy nie moet val nie, om te dink dat hierdie pragtige ark ewe skielik in die modder moet val. Party mense sê dat Usa so angstig was, dit het hom so oorweldig, dat hy hartaanval gekry het, net daar morsdood neergeval het, net om nie vir God die skuld te gee nie, dat God nie so wreed moet klink nie, maar God is nie wreed nie, daar's 'n doel hoekom hy hierdie laat gebeur het. Weereens, ons kultuur probeer dit net so aanpas, dat ons net nie met die ware God te doen het nie. Kom ons kyk net bietjie nader. Die verbondsark kom terug, die hele nasie van Israel is besig om lofsange te doen, hulle speel musiek, hulle dans, want hulle is tog net so bly die teenwoordigheid van die Here is weer by hulle. En ewe skielik toe hulle by Kidon aankom, sukkel die osse wa om oor te kom. Dit is moeilik. So natuurlik gaan dit begin bietjie wieg. Dit gaan skuif. En dit begin al nader kom dat hy sal val in die modder. Dit is net te verskriklik om te dink dat hierdie hoogs heilige altaar ark in die modder sal val. En Usa se eerste reaksie, dink ek wat enige Jood sou doen, keer met die hand. Hy strek sy hand uit om te keer dat die verbondsark nie in die modder sal val nie. En daar is hy morsdood, net daar. Van die menslike oogpunt af lyk dit of Usa hierdie groot held is. Hy het die ark gekeer dat hy nie moes val nie. Hy moes seker die stem van die Here gehoor het deur te sê, Usa, keer daar, dankie. Maar dis nie wat die Here gedoen het nie. Die Here was kwaad gewees oor wat Usa gedoen het. Dis die laaste ding wat God sou gedoen het, is om te sê dankie. God eindig Usa se lewe net daar. Wat was Usa se sonde gewees? Wat was dit wat dit so erg gemaak het, dat hy sy lewe net daar moes eindig? Usa was 'n Keatiet. Nou, dis nie omdat hy 'n Keatiet is dat dit sonde is nie. As jy gaan kyk in Numeri 4, kyk gou daarso. Numeri 4 vers 4 sê vir ons daar, dit sal die dienswerk van die seuns van Keat by die tent van samekoms wees, naamlik die hoogheilige dinge. Dis hulle werk, hoogheilige dinge.
Toe die tabernakel gebring was, dis 'n tent, het hulle dit opgeslaan, want hulle moet hierdie heilige wese beskerm. Dan lees ons in Numeri 4 vers 15, en eers nadat Aaron en sy seuns by die opbreek van die laar klaar is met die toemaak van die heiligdom en van al die gereedskap van die heiligdom, moet die seuns van Kehat kom om te dra. Wat was hulle werk? Dra. Maar hulle mag nie aan die heilige dinge raak nie, sodat hulle nie sterwe nie. Was God onduidelik in sy instruksie gewees? Nee, hy was nie. Hy het duidelik gesê, moenie dit doen nie. Hierdie dinge is dit wat die seuns van Kehat moet dra van die tent van samekoms. God gee verder instruksie in Numeri 4, vers 17. En die Here het aan Moses en aan Aaron gespreek en gesê, sorg dat die stam van die geslagte van die Kehatite nie onder die Lewiete uitgeroei word nie. Hoekom nie? Want hulle het 'n spesifieke doel wat hulle ook moet doen. Maar doen vir hulle dit, sodat hulle lewe en nie sterwe nie, as hulle na die hoogheilige dinge aankom. Aaron en sy seuns moet ingaan en hulle aanstel elkeen oor sy dienswerk en oor wat hy moet dra. Maar hulle moet nie inkom om vir 'n oomblik die heiligdom te sien nie, sodat hulle nie sterwe nie. Nie net mag hulle aan dit geraak het nie, hulle mag ook eers daarna gekyk het nie, hulle sou gesterwe het. So Ussa het geweet wat sy verpligtinge was. Hy was van jongs af geleer om sekere goeders te doen en nie te doen nie. Dit was sy roeping. Ek is seker jy wat hierso werk, is baie kundig in jou roeping in. Jy weet wat om te doen en jy weet wat om nie te doen nie. Hierdie was sy job description. Moenie raak aan dit nie, moenie kyk na dit nie. Jy sal doodgaan. OK, jy hoef my nie te ooreed nie, want ek wil nie doodgaan nie. Hy weet dat God gesê het, moenie aan dit raak nie, dit sal doodsake wees. Geen Kehatit, onder geen omstandighede, mag aan daai ark geraak het nie. Dit was 'n duidelike instruksie. En die feit dat hulle 'n ossewa gevat het, en nie die ding gedra het soos wat hulle opdrag voorgegee was nie, wys net hoe swak hulle werk gedoen het. Het jy vir een oomblik gedink, daai ark op daai ossewa gaan dit maklik loop? Nee. Hulle wou seker saam gesing en gedans het. Hulle opdrag was dra die goed met die pale, die goue ringe. Nog minder om na hom te kyk. Ussa het geweet hy sou sterf. Maar nog steeds het hy dit aangeraak, om dit stewig te hou. Was hy 'n held? Nee. Was hy 'n dwaas? Ja. Hy was 'n dwaas. Ussa het seker verneem dat om sy hand uit te steek minder besoedeling is as die modder waarop die ark sou val. Maar kom ons observeer dit net gou bietjie vinnig. Luister die natuur vir die Here vandag? Ja. Elke seisoen funksioneer soos die Here sê. Luister die natuur vir hom? Ja. Luister die wind vir hom wanneer hy die wind stuur? Ja. Is die grond vuil? Het dit ooit gerebelleer teen die Here? Nee. Nee, dit het nie. So wat was meer vuil? Die onrein persoon wat daaraan raak, wat skuldig is. Wat skuldig is. Die mens se hand was verbied om aan daai ark te raak, want hy het sonde. Hy het moord gepleeg, hy het gesteel, hy het alles gedoen wat al verkeerd was, want reg deur die aarde, elke skepsel, elke dier, elke seisoen gehoorsaam die Here, maar die mens is die een wat rebelleer. En so, die mens wat die aarde bewoon is vuil. Dit was 'n waarskuwing gewees, jy sal sekerlik sterwe as jy aan die ding raak. Jy's onrein. Jy is nie so oulik soos wat jy dink jy is nie. Stop dit. En wat het gebeur? Sy nalatigheid het hom laat doodgaan. Ek dink nie ons besef regtig wat beteken dit, dat die Here heilig en regverdig is nie.
Kom ons kyk na die laaste een. Die mans, die vrouens, die kinders, wat deur God se opdrag gegee was om doodgemaak te word. Nou, Abraham het geworstel met hierdie gedagte oor God se geregtigheid. God het verklaar dat Sodom en Gomorra uitgewis moet word. Die manne, die vroue, die kinders. En Abraham was omgekrap. Hy was omgekrap. Hy sê, Here, maar wat as U nou hierdie plek straf? U oordeel kom oor hierdie plek. En daar's regverdige mense binne in hierdie plek. Hulle gaan ook doodgaan. Hulle gaan ook doodgaan, die regverdige mense. Dis asof die onderwyser die hele klas straf oor een kind se fout. Net nie hulle nie. Hulle is onskuldig. Kyk bietjie daarna Genesis 18. Ek wil hê julle moet daarna toe gaan. Genesis 18 vers 23 tot 25 van nou. En Abraham het nader gekom en gesê, sal U ook die regverdige saam met die goddelose ombring? Miskien is daar 50 regverdiges binne in die stad. Sal U hulle ook ombring en die plek nie spaar ter wille van die 50 regverdiges wat daarin is nie? Laat dit ver van U wees om so iets te doen, om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose. Laat dit ver van U wees. Sal die regter van die ganse aarde geen reg doen nie? Daardie woorde. Sal die regter van die ganse aarde geen reg doen nie? Dis 'n retoriese vraag. Abraham neem aan dat regverdige mense dieselfde straf gaan kry as die onregverdige mense. Hulle gaan ook doodgemaak word saam met die bose mense. En hy dink, Here, dis nie in jou vermoë om dit te doen nie. Dis nie wie jy is nie. Laat dit ver van U wees om so iets te doen. En dit is so. God sal nooit die onskuldige doodmaak nie. God sal nooit die onskuldige straf nie. En net 'n newsflash vir julle. Daar's net een persoon in die geskiedenis van die mensdom wat onskuldig was, wat doodgemaak word van onskuld. En dit was die Here Jesus Christus. Verder, Paulus skryf vir ons daar, elke persoon het gesondig en het hom ontbreek teenoor die heiligheid van die Here. Dit is sleg om te dink dat God hierdie onskuldige mense sou straf, sê Abraham. As God dit moes doen, sou hy moes ophou wees om heilig te wees. As God die onskuldige persoon ook moes straf, moes hy ophou God wees. God was bereid om agteroor te buig vir Abraham. Ons het nou net gelees. Hy het gesê dat hy die stad sou spaar as daar 40, 50 mense is wat regverdig was in daai groot stad. Hy sou gespaar het as daar 30 mense was. Hy sou gespaar het as daar 10 mense was. Die slotsom van dit is die Here sou die stad gespaar het al was daar een regverdige mens binne in daai stad in. Het God so 'n persoon gevind daar binne in daai stad? Nie eers die kinders nie. Wat het gebeur met Sodom en Gomorra? Genesis 19 vers 27 en 28. En Abraham is vroeg in die môre na die plek waar hy voor die aangesig van die Here gestaan het. Toe hy uitkyk oor Sodom en Gomorra en oor die hele land van die Jordaanstreek, sien hy dat die rook van die land optrek soos die rook van 'n smeltoond. Het God reg laat geskied? Ja, geen onskuldige persoon was in daai stad gespaar nie. En daar was nie 'n onskuldige persoon daar nie. Almal was skuldig. Niemand was onskuldig nie. Maar ons moet ook kan erken dat God reageer nie altyd in 'n toornige manier nie. Hy reageer in 'n genadige sin vir ons ook. En dit lyk of hierdie God van die Ou Testament en die Nuwe Testament twee verskillende gode is. Dit kan nie dieselfde een wees nie, maar ons weet, die woord sê, hy wat was, is en gaan kom. Hy bly altyd dieselfde. En dit lyk of God net baie hard optree hierso. Ek wil julle gou 17, ek het net 17 aangehaal.
voorbeelde van wat jou die doodstraf sou gee in die Ou Testament. En dan kyk ons bietjie, met hoeveel kom ons weg? Slaan die ouers of vervloek hulle, ontheilig van offergawes, moord, ontvoering, afgodery, kindersoffer, lastering, die Sabbat ontheilig, towery, met mediums te konsulteer, onwettige skeiding, homoseksualiteit, bloedskande, gemeenskap met diere, prostitusie van maagde, verkrachting, valse profeseë te beoefen. Met hoeveel kom ons weg hierso? Met amper alles. En ons wil dies wees wat kom sê, God is wreed, hy's baie genadig teenoor jou, moenie jy vinger kom wys nie. Maar teenoor die Nuwe Testament lyk dit nogals rof. Party mense word vir 2 na 10 jaar tronkstraf gegee en hulle beskou dit as die slegste straf moontlik. Ek weet nie van julle nie, die doodstraf is bietjie erger as 10 jaar in die tronk. Ten minste word jou lewe nog gespaar. Maar besef die, Esegiel 18 vers 4, dis die Here wat spreek, die siel wat sondig, die moet sterwe. Hoe voel jy daaroor? Hoe voel jy vanoggend toe jy hier aankom, het jy moontlik meer sondes gedoen as wat jy gisteraand gedoen het? Hoe voel jy daaroor dat jy moes gesterwe daarvoor, op hierdie oomblik? So ons moet nou nog steeds die antwoord gee, het God hierdie opdrag gegee, om hierdie mans, vrouens en kinders dood te maak? Ja. Die beloofde land was gegee vir Israel deur 'n swaard wat drup deur bloed van manne, vroue en kinders, en God adresseer hulle nou. Hy sê in Deuteronomium 7, vers 1 en 2, as die Here jou God jou ingebring het in die land waarheen jy gaan, om dit in besit te neem, en hy baie nasies voor jou uitverjaag, die Hetiete, die Girgasiete, die Amoriete, die Kanaaniete, die Feresiete, die Hiwiete, die Jebusiete, 7 nasies meer magtiger as jy, en die Here jou God hulle aan jou oorgee, dat jy hulle verslaan, dan moet jy hulle geheel en al met die banvloek tref. Jy mag geen verbond met hulle maak en hulle geen genade toon nie. Jy mag nie genadig wees teenoor hulle nie. Hoekom gee God hierdie opdrag? Hoe kon hy dit doen? Die roete na Kana was baie eksplisiet. Dit was 'n uitdrukking van 'n regverdige oordeel oor bose nasies. Kom ek vra jou, sal jy in 'n dorp gaan bly wat die groot meerderheid kinderoffer is, bestialiteit, dwelms, okay, dis nogals redelik op, towery, afgodery, moord, sal jy in daai plek gaan bly waar dit heeltemal volop is? Jy sal jou moontlik nie daar wil gaan bly nie. En ek is seker God wil nie hê sy volk moet ook daar gaan bly nie. En hy het daai punt duidelik gemaak, dat hy hierdie mense gaan uitroei, maar hy het ook vir Israel gewaarsku, julle is nie so onskuldig soos wat julle dink julle is nie. Kyk gou Deuteronomium 9 vers 4 en 6. As die Here jou God hulle voor jou uitverjaag, dit klink soos die vorige gedeelte, as die Here jou God hulle voor jou verjaag het, moet dan nie in jou hart spreek en sê, die Here het my ter wille van my geregtigheid ingebring, om hierdie land in besit te neem nie, want weens die goddeloosheid van hierdie nasies, verdryf die Here hulle voor jou uit. Nie ter wille van jou geregtigheid en die optrede van jou hart kom jy in om hulle land in besit te neem nie. Maar weens die goddeloosheid van hierdie nasies, verdryf die Here jou God hulle voor jou uit. En om die woord te vervul wat die Here vir jou vaders, Abraham, Isak en Jakob gesweer het. Weet dan, dat die Here jou God nie ter wille van jou geregtigheid jou in hierdie land gegee het om in besit te neem nie, want jy is 'n hardnekkige volk. Israel dink hulle is vreeslik oulik gewees daar. God het hulle herinner, julle het baie erger gedoen ook. Jy's nie so oulik soos wat jy dink nie. Jy's nie 'n goeie mens nie.
Jy's hardnekkig. En God kan net dit doen. 3 keer herinner God hulle dat dit is nie oor hulle eie geregtigheid nie. En ons as mense raak ongelukkig wanneer ons hierdie goed lees. Hoe kan God dit doen? God se optrede lyk wreed. Nee. God is heilig. Hy is anders. Sy gedagtes, sy raad is baie meer as myne en joune ooit. Sy manier van dinge doen is net eenvoudig anders. Wie is jy, o mens, om God te wil aanspreek en vir hom te sê, hy is die verkeerde een, as jy dan genadiglik wegstap met al jou verkeerde goed? Ons moet besef, God is lankmoedig, sy geduld strek lank uit, en ons moet besef dat daar's baie kere wat God hierdie hardnekkige volk van Israel gestraf het. Hulle was in ballingskap gewees. Hoeveel keer? Israel sit nou nog met daai probleem, omdat hulle so hardnekkig is, maar die Here beloof hy gaan hulle weer red. Maar ons moet erken, want ons as mense reageer so. Die mense vat God se genade vanselfsprekend. Doen hulle nie? Doen jy nie? Ag, God sal my vergewe. Ek gaan net nou sondig. Hy sal my vergewe. Of 'n bekende een, ek sal môre kerk toe gaan, dan sal ek vir my sondes gaan bid. Miskien is jy skuldig. Miskien het jy dit self gesê. God, moet ons weet, reageer partykeer in sekere situasies vandag nog so ook. Julle kan bietjie gaan op die internet gaan kyk. Mense wat die Here openlik bespot en ewe skielik slaan daai ou agteroor met 'n hartaanval, kry breinskade. Bespot die Here en daar kom 'n ramp. Iets wat net drasties gebeur. Party van die mense kom vandag regtig weg met moord. Maar weet net die Here Jesus Christus gaan terugkom. En wanneer hy gaan oordeel, sal hy elke saak inbring. En hierdie mense gaan gestraf word, baie erger as die. En die mense wat tot die waarheid gekom het, geweet wat die waarheid is, wat gaan van hulle word? Hulle gaan nog erger gestraf word. Het die Here nie gesê dat, was dit Sodom en Gomora? Hulle gaan bietjie ligter wegstap as wat die mense wat die waarheid weet. Hulle gaan moeilikheid kry. Hy het nooit sy heiligheid prysgegee nie, en sy karakter bly nog altyd dieselfde. Ek wil vir julle 'n storie vertel om vir julle net te verduidelik hoe ons as mense optree. Daar was 'n professor, hy het teologiese klas gegee en hy sê vir die studente, julle moet op die einde van hierdie maand julle laaste werkstuk indien. Einde van die maand kom, uit 250 studente het net 10 nie hulle werkstukke ingedien en hy vra vir hulle, waar is julle werkstukke? Ja, prof, askies, dinge het net nie so mooi uitgewerk hier, ons is nie met hierdie, ons weet nie hoe werk hierdie goed regtig nie, en ons was nalatig, maar asseblief, kan jy ons net genadig wees? Asseblief gee ons net nog bietjie meer tyd, dat ons net hierdie werkstuk kan doen, ons het nie geweet nie. Ok, dis reg, ek sal julle vergunning gee, asseblief moenie dit weer gebeur nie. Julle kan dit vir my volgende week indien, maar moenie dit weer gebeur nie. Nee, dis reg prof, jy is die beste. Volgende maand kom, hulle het hulle werkstuk ingedien, maar vir daai einde van die volgende maand moet hulle nog 'n werkstuk indien. Einde van daai maand kom, 150 studente het nie hulle werkstukke ingedien nie. Hy vra vir hulle, waar is julle werkstukke? Prof, jy weet hoe moeilik hierdie maand was. Daar was aktiwiteite hier by die universiteit gewees. Ons kon nie by die goeters uitkom nie. Ons het familiesake en al daai goeters. Die vrou skree, die kinders huil, dis net moeilik. En die prof sê, ok, asseblief maar moenie dat dit weer gebeur nie. Ek sal julle vergunning gee. En hulle staan op die tafels en hulle sing uit, o, jy's die beste.
volgende maand kom, net 100 studente het hulle werkstukke ingegee. En hy vra toe vir hulle, waar is julle werkstukke? En hulle loop nog so in die klas en, ag prof, moenie worry nie, ons sal dit vir jou indien, wees net bietjie genadig met ons sal dit vir jou gee. En hierdie prof is geïrriteerd, hy haal sy swart boekie uit. Hy noem die ou op die naam, is jou werkstuk hierso? Nee, jy kry 'n F. Wat? Jy kry 'n F. Is jou werkstuk hierso? Nee, jy kry 'n F. Kom by die derde student, is jou werkstuk hierso? Nee, jy kry 'n F, en met die wat hy daai F maak, skree een van die ander studente in die agtergrond. Dis nie regverdig nie. En die prof stop so en hy kyk daai student so in die oë en hy sê vir hom, dis nie regverdig nie. O, ek weet wat jy soek. Jy soek geregtigheid, nê? Nee. Ja. OK, sover ek verneem, het jy jou vorige werkstuk op tyd ingegee? Nee, F vir hom. Het jy die een voor dit reg ingegee? Nee, F vir jou. Daai hele klas was choopstil. Jy wil nie nou geregtigheid hê nie, jy wil genade hê. En ons as mense, die oomblik wanneer God net anders optree, van ons standpunt af, dan blaas ons monde op. Dis nie regverdig nie. Kyk wat doen God. Wie is jy om vir God te sê wat om te doen? Want sover ek verstaan, jy's die een wat gesondigheid teenoor hom. Hy kan absoluut maak wat hy wil. Wie is jy om vir hom voor te sê wat om te doen? Hy het nooit sy heilige karakter prysgegee nie. Hy is genadig teenoor jou. En ons moet eerlik wees hierso vanoggend. Hier's van ons net soos Aaron se seuns wat besig is om met vreemde vuur te speel. Hier's van ons wat besig is om ander goeters te aanbid, speletjies te speel voor die Here. En dit kan dalk net 'n kwessie van tyd wees wanneer dit in jou gesig gaan blaas. Moenie met vuur speel nie. God is dieselfde vandag, hy kan doen wat hy wil. Mense misbruik die genade van die Here. Maar besef net dat hy is bo dit alles heilig. Heilig, heilig. Ek wil julle met 5 vrae los. In watter manier skrik God se geregtigheid jou en in watter manier troos dit jou? Wat is jou terugvoering wanneer jy besef jy verdien die dood oor jou sonde wat jy vandag gedoen het? Hoe laat dit jou voel wanneer jy besef dat God se geregtigheid en sy straf op sy seun moes val vir jou? Hoe demonstreer God sy genade teenoor jou op hierdie huidige oomblik? Speel jy met vuur? En die laaste een, is God onregverdig en wreed? Nee, hy is hoogs heilig. Hy kan doen wat hy wil, want dit is sy karakter. Hy is rein en hy beskou alle onheilige goeders sleg voor hom. Hy wil dit nie hê nie. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, alhoewel hierdie 'n geweldige stuk vleis is om in te neem, Here, moet ons erken dat sekere goeders maak ons bietjie sweet. Sekere goeders laat ons frons oor hoekom U goed doen. Maar laat ons weet, Here, dat U doen sekere goeders om ons te waarsku dat as julle hierdie goed gaan doen, gaan dit die nagevolge wees. Laat ons besef dat die God met wie ons te doen het, Here, die ware God is en hy het vereistes waarop ons moet inrig, Here. Ons kan dit nie perfek doen nie, maar dankie vir die seën wat ons help in dit, wat alles perfek gedoen het, dat ons kan vertrou op hom. Mag ons hier uitstap, Here, om broers en susters wat die Ou Testament vermy, om te sê God is wreed, mag ons antwoord kan gee, deur te sê, U is nie wreed nie, U is heilig, en U het voorwaardes gehad, wat die mense net besluit het, hulle gaan nie nakom nie. Mag ons op U steun, Here, mag ons doen wat U behaag,
Mag ons ook dans en sing voor U, want ons is opgewonde dat U teenwoordigheid in ons lewens is. Mag ons vrees, Here, wanneer ons besef dis nie meer by ons nie. Here, hoe ook al die geval, as ons skuldig was om U te beskuldig dat as U is 'n wrede God, wil ons bekeer daarvan af, Here. En Here, mag U die God van die leerskare reg doen, soos U dit goed dink. Dankie vir alles, Here. Ons bid dit in U naam. Amen. Ek dink ons gaan nou 'n laaste lied sing, en dan sal ek die seën vir ons uitspreek. Vang dan nou die seën uit Judas vers 24 en 25. Aan hom nou wat magtig is, om julle van struikeling te bewaar, en julle sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe heerlikheid en majesteit, krag en mag, nou en tot in alle ewigheid. Amen.